Welkom terug by nog 'n episode, nog 'n program hierso by Tussen Koffie en Genade en jy luister na Lisel van Sail. Ons het laasweek begin praat oor wie is God in jou storm. En ons gaan die volgende paar weke 'n bietjie praat met verskeie vrouens oor hulle pad van seer en herstel as dit kom by mamma wees. As vrou is dit seker een van die natuurlikste begeertes is om 'n mamma te wees. En hoewel mens soms net dink dit gaan vanselfsprekend gebeur, kom dit nie altyd net so maklik nie. So die volgende paar weke gaan ons 'n bietjie praat met verskeie vrouens en hulle getuienis van waar hulle deur uitdagings gegaan het en teleurstellings met hulle swangerskap of om mamma te wees. So die seer, teleurstelling, uit dit uit kom daar partymal so 'n mooi storie. Ons verstaan nie ook altyd hoekom dinge gebeur soos wat dit gebeur nie. En hoekom dit nie uitwerk soos wat ons wil hê dit moet uitwerk nie. Maar wat ons wel moet weet is dat God 'n wonderlike plan en iets kan skep uit iets wat ons sien as gebroke. Dit lyk dalk nie altyd soos ons dink dit gaan lyk nie, maar soos ons deur ons seer en ons teleurstelling werk en dit vir die Here bring, gee hy vir ons die kans om dan iets moois daaruit te maak, of hy maak vir ons iets beters en hy skep iets moois daaruit. As mens net weer gaan lees in Romeine 8 vers 28 wat vir ons sê, we are assured and know that God being a partner in the labor, all things work together and are fitting into a plan for good to and for those who love God and are called according to his design and purpose. So vanoggend het ek iemand genooi om haar storie te vertel en bietjie haar getuienis met ons te deel en ons gaan vanoggend 'n bietjie luister na Lindy Prouwer. Sy bly nogal ver, so ons gaan 'n telefoniese onderhoud met haar hê en kom ons luister bietjie hoe amazing het die Here ook vir hulle 'n deurbraak gegee in hulle seerste seer. Ons is nou weer terug. Welkom terug julle luister na Tussen Koffie en Genade. En vanoggend het ek gevra dat Lindy Prouwer net bietjie haar storie vertel van hoe die Here met hulle 'n pad geloop het. Baie welkom Lindy. Baie dankie. Lindy, van waar so, of jy's van PE af, nee, van waar af? Ons is van die baie mooi Port Elizabeth af, wat nie net die Windy City is nie, maar ook die Friendly City. Hulle sê so, is dit baie koud daar by julle vanoggend? Weet jy, gelukkig nie so koud as wat die mense in die Kaap kry nie. Ag, ek sê, toe ons PE toe getrek het ek gedink, mens kan nooit loop sonder 'n trein nie. Ja. Maar ek moet sê, die winters is eintlik baie lekker. Ons het al een keer in die winter geswem, ek dink in Junie maand het ons in die see geswem, so. Ja, die PE se winters is lekker, hoor, baie lekkerder as Gauteng of die Kaap. Ja, dit lyk my ek moet kom kuier daar by jou, hoor. Jy kan moet. Luister Lindy, vertel my bietjie nie, jy en jou man, nou ek moet nou eintlik net vir die luisteraars dit nou verduidelik. Ek en my man is daar by Tierlantynkiesmark, nee? Tierlantynkies, ja. En ons loop daar en op 'n stadium sien ek hier praat my man met hierdie man en vrou en ek kom nader en hy sê, luister liefie, kan jy hierdie man onthou? Ek sê, wag nou, ek kan nou nie, die gesig lyk bekend, kan nie lekker onthou nie. En jy sê, draai om, en ek sien die kol agter sy hare, toe klik ek. Hy was een van ons tieners gewees, of hy was in die band of iets, net toe ek en my man nog tienerleier. Ja. Jene, en hier sit hoeveel 25 jaar later seker, nie? Wat ons mekaar nou weer raakloop. Maar Lindy, vertel my... En jy lyk nog steeds dieselfde. Regtig? By the way. Ja. Genooid. Jy hoor. Ja. Vertel my hoe jy en jou man toe ontmoet en 'n bietjie van julle lewensverhaal. Weet jy, my man en my boetie was saam in Doxadeye Brooklyn se worship team gewees. Ja. Dit was dan nou hier 2001 rond. En ek dink my boetie en sy vrou het net op 'n stadium gedink as hulle nie gaan help nie, gaan arme sussie dalk nooit 'n man kry nie. Shame. Baie lief om by die huis te bly, my eie ding te doen. Ja. Nie noodwendig altyd uitgegaan gesosialiseer en so aan nie. En hy en sy vrou kry toe die idee om vir Jaco in worship team te vra of hy
iemand in sy lewe het. Ja. En Jaco sê toe, nee, hy het nie. Nou vra my boetie, kan hy hom aan iemand voorstel? En Jaco sê, ja, is hy sportief? Dit was die eerste vraag. En ek sê, ja, is hartlik daarom so nou en dan 'n 10 kilometer en so aan. Maar dis nou waar dit bly, dit was in Desember 2001 en 2 Januarie 2002 gaan ons toe na Maddenbeen toe, ek en Jaco, maar Aubrey en Louise gaan toe nou saam. Nou sit ons daar om tafel en ek meen nou, kyk jy na mekaar uit, want dis nou 'n blind date. En ek het geweet hoe hy lyk, want ek het hom nou as worshipleier gesien. Maar ek het nie geweet hoe ek lyk nie. En nou gesels ons land en stand, maar ek en my boetie praat die hele tyd van toe ons saam gebly het en ons het hierdie goed gedoen en op 'n stadium toe Jaco net van wag 'n bietjie. Weet ek waardeer dat iemand dan bereid is om aan iemand voor te stel, maar wat is julle storie? Wat sien jy mekaar vra het? Dis sê ons nie, wel op daai stadium was dit dan nou 22 jaar. Ja. Dis jy boetie en sussie. So hy het nou baie verlig, dat ek nie 'n end me down is nie. Ja, ag sjoe. Maar ja, ons het nou lekker gekuier en hy daai aand daar weggery. Hy het sy mentor wat daai stadium Janie Dekas was, van Doxa. Het hy gebel en hy het gesê hy het sy vrou ontmoet. Sjoe. En hy het sy kar gaan regmaak en ek weet nie wat alles nie, want as jy my op 'n date wil uitvat vir dan moet die kar nou reg wees. En so het hy geglo ek is sy vrou. Hy het 'n bietjie langer ek het 'n bietjie langer gevat om dalk presies dieselfde te voel. Ek spot hom altyd en sê my pa het gesê my man moet vir my beter kan sorg as wat my pa vir my gesorg. En die tyd wat ek en Jaco mekaar ontmoet het, sê ek altyd vir my liefie, jy het 'n geroeste geel Uno gehad, 'n gitaar, 'n opblaasmatras en 'n braaipan. Maar dis hoe ons almal maar seker begin, nee. So het ons storie begin. Ons het nou Januarie ontmoet, ons mekaar basies elke dag gesien. Van toe af, ons het daai September 2002 het ons verloof geraak en April die volgende jaar 2003 het ons getroud. En beste keuse vir my lewe. Ek sê vir hom, as ek weer kon trou, sou ek baie graag weer met hom wou trou. Dit was my grootste droom om net weer te kan trou. En dit nou, hoe lank is julle nou getroud? Ons is nou 23 jaar. 23 jaar en jy voel nog steeds so. Dis baie spesiaal. Ja, nee, ons is regtig ongelooflik bevoorreg om 'n baie gelukkige geseënde vervulde huwelik te hê. Ek dink ten spyte van goed wat maar in die lewe gebeur, is ons baie bevoorreg. So, I love him to bits. Ag, Jessie, maar hoe spesiaal is dit nie? En ook baie baie keer as mens nou jonk is, dan dink jy, hoe gaan ek nou eendag my man ontmoet? En dan is dit, as dit eers gebeur, dan sien jy net hoe die Here se hand ook daarin was, nê? Presies. Ja, en dan wonder mense altyd, hulle sê, jy gaan weet. Hoe gaan jy weet of jy weet? Ja. Maar jy weet. Daar sê jy verseker. Jy gaan nie weet totdat jy weet nie. Ja. En dan natuurlik na die trou nie, dan is die volgende vraag, okay, nou moet ons seker begin met 'n gesin. Ja, weet jy, ons is toe nou die dag nadat ons van honeymoon af teruggekom het ons voltydse bediening begin by Doxa. En ek moet sê, dit was nogal 'n skok op 'n mens se stelsel. Want mense het mos maar 'n prentjie van hoe alles gaan wees en partykeer is dit maar net meer oorweldigend as ander kere. So ons is nou so 2 jaar in voltydse bediening en dis 2 jaar getroud en ons dink so dit was toe nou 2005. Ja. Dink jy dis nou 'n goeie tyd? Weet, miskien moet ons begin dink aan kinders kry en alles, maar jy weet ook nog nie wat is jou storie, totdat jy 'n storie is nie. Ja. So het ek toe nou gegaan en alles verwyder wat verwyder moet word sodat ek nou kan begin swanger raak en dit het net nie gebeur nie. Ja. En ons het nie op daai stadium gedink om enige mediese roetes of iets te volg nie. Want ons het baie vriende en familie gehad wat gesukkel het om swanger te raak. En jy het gesien waardeur hulle is en ek meen net die finansiële implikasies van dit is al klaar baie groot. So het ons half vrede gehad. Ek het nog altyd vir hom gesê ek wil asseblief nie 'n enkel ma wees nie, want bediening vat meer van 'n mens as wat jy dink. Ja. En ek sê vir hom, so ek wil nie in die aande alleen met die kind sit en jy's by 'n selgroep of jy's hier of jy's daar nie. So ons het al vrede in ons harte gehad dat dit toe nou nie gebeur terwyl ons in bediening is nie.
Ja, wat bediening is ook partymal soos 'n babietjie, nee. En dit moet ook groei en dit vat ook verskriklik baie van mense tyd. Ja. Presies. En ek meen ons is regtig gelukkig. Ons het dit verskriklik baie geniet, baie hard gewerk. Maar ek sê vir almal ek sal dit verruil vir niks. Ja. En dit wie ons vandag is as gevolg van die tyd wat ons in bediening was. So dit was regtig 'n ongelooflike voorreg om saam met die leiers te gewerk het van wie ons gewerk het. Ja. So ek is baie dankbaar daarvoor, maar net so gebeur dit nou nie dat ons swanger raak nie. En toe brand ons uit in bediening van jy daar gee, maar dan dit is so maklik om iemand anders vir die skuld te gee as jy nie jou dankie vol maak nie, maar op die einde is dit eintlik maar jou eie verantwoordelikheid. So sit ons toe met van die leiers om die tafel en hulle sê toe, val ons het opsies, wil ons dit nie oorweeg om PE toe te kom nie. Okay. Nou, ek wil net bietjie backdrive in dit. Yes. So, dit was sinema begin 2011 gewees, né? Okay. Dat ons toe nou voel, ons kan nie meer hierdie doen nie. Yes. Nou, 'n paartjie met wie ons pad gestap het, ons noem dit altyd huweliksvoorbereiding. So, ons trou nog steeds paartjies, maar ons stap 9 maande tot 12 maande pad met hulle voordat ons hulle trou. So, ons probeer al die goedjies leer, net voor die poppolisie aantrek, laat ons hulle daarmee kan help. So ons toe nou pad met hierdie koppel gestap. Hulle het op die einde Australië toe getrek. So nou is hulle in Australië, ek en Jaco sit depressief eendag in die bad kry en sal vreeslik jammer, so uitgebrand en hier lê die telefoon. En ons gaan nie dit nou antwoord nie. En die persoon nou aanbel en bel. Ek klim nou net uit die bad uit, gaan antwoord die foon. Toe is dit hierdie paartjie wat ons eerste huweliksvoorbereidingspad mee gestap het. En hulle sê, hulle voel, die Here het vir hulle gesê, hulle moet ons bless om in Australië Hillsong Conference te kom bywoon. Okay. Nou, ek meen, dit is net, dit is van, jullie siek te vra, wanneer? Yes. En so werk het nou baie vinnig uit, ons is daar, ons het 'n ongelooflike belewenis gehad, eendag tydens 'n worship set, wat ek en Jaco albei apart iets beleef het. Hy byvoorbeeld, hy sê vir my, hy die see gery. Ek weet nie of jy, daar is mense langs die strand stap en jy rykie fynbos en jy rykie see, hy sê hy daar gestaan en hy het dit geruik. En terwyl hy besig was met sy belewenis, is ek op 'n heel ander plek, besig om worship, people saam te worship, en ek sien hom op 'n boot in die see, en hoe dit begin reën, en harde reën, en naderhand word dit soos 'n tsunami, soos wat die water afkom. Nou is ons na die tyd aan mekaar altyd vertel van hulle belewenis, ons ry saam die vriende, ek dink dis die Atlantiese Oseaan, as ek verkeerd is, asseblief vergeef my, ek is nooit baie goed met hierdie. Maar nou sê hulle, wil ons nie aan die see gaan vat nie, maar ek meen, dit is nou die eerste keer wat jy nou daar is. En terwyl ek my aan so in die water het, sê ek vir hom, kom ons trek see toe. En hy sê, jy ernstig, dis of jy laf. Daar is nie 'n manier wat ek uit Pretoria uittrek nie. Dit was Junie, Oktober daai jaar, toe trek ons PE toe. Toe kom bly ons by die see. So, die feit dat ons hiernatoe moet getrek is absoluut die Here. Van, hy het geweet ek wil dit doen nie, ek wou regtig nie PE toe getrek het nie, en nou wil ek nie terugtrek nie, maar daai van hoe die Here mens net voorberei nie, en die manier wat jy nodig het om voorberei te word. Ek meen die see, die ryk, die beelde, die vat aan die see, die spot oor kom ons trek, en dis ons toe nou hier in PE. Dit het ons vir 'n jaar hier gewerk, ook by Doxa, en ons besluit, hoe moeilik kan dit wees? Kom ons begin ons eie besigheid. Okay. Nou wil jy bediening en jy wil 'n besigheid begin. Dis julle nou lank getroud. Toe, wat is dit dan nou? 2011? Of is 2003? Ja, dit is nou 10 jaar. 7, 8 jaar. Ja, okay. Dat ons toen nou getrouwd is. Yes. En die dink ons, kom ons begin 'n besigheid. En John Eldridge het 'n boek geskryf. En een van sy boeke is daar. Wild at Heart, maar ek dink nie dit is in hom wat hy dit sê nie. Ek weet nie of het Wildste, daar's nog 'n ander een, Wild at Heart en Wildste iets. Ja. Maar in een van sy boeke het hy 'n gedeelte wat hy sê,
the glory of God is a man fully alive. Sjoe. En toe dink ons net, kom ons begin 'n besigheid, want ons is so graag fully alive wees. En ek dink, hoe kan ons nou beter die Here weet eer en al hierdie goed as om ten volle te lewe? Want ek gedink dit gaan baie makliker wees as wat dit is. Yes. Maar so begin ons toe 'n maatskappy met die naam van Fully Alive. En ons het nie regtig geweet toe ons die dag die maatskappy moet gaan registreer, toe vra sy vir ons, so wat gaan ons doen? Soos ons weet nie heeltemal nie, dit gaan iets in die IT rigting wees. Ons wil dit Fully Alive wees. En sy sê, okay, let's do this. En dit het anderster en moeiliker begin as wat ek dink dit wat ons gedink het, maar ons het net van die begin af gesê, ons gaan nie vir onsself 'n agterdeur gee nie. Daar's byvoorbeeld 'n ander boek wat The Art of War, wat hulle sê, never give yourself a back door. Want as jy vir jou agterdeur gee, dan gaan jy hom vat. En ons het net ingegaan in die besigheid en besluit, ons gee nie vir onsself 'n agterdeur nie. As dit nie werk nie, maak ons dit werk. En dan op 'n stadium dan sê ek vir Jackie, moet ek nie maar gaan werk soek nie, of moet ek nie maar, en dan sê sy van, nee, jy's nie die agterdeur nie. Ons druk deur. So, ons werk al soms van 2006 af. So, dit het vir ons redelik natuurlik gekom toe nou net om dit saam te doen. En elke dag, heel dag langs mekaar te sit, baie mense van, hoe op aarde kry julle dit reg? Hulle se mekaar doodmaak. Nou, die kans is beter dat ons mekaar doodmaak as ons nie saamwerk nie. So, dit werk net lekker. Maar ja, so, daar het ons eie besigheid begin en dit het al sy uitdagings en al sy opwindende tye gehad, maar ons is glad nie spyt laat ons dit gedoen het nie. So ek weet nie of jy beleef moet bietjie meer oor dit vertel. Wat presies doen julle by Fully Alive? Wat het julle toe nou begin doen met hierdie program? Was dit net vir mans? Was dit vir mans en vrouens? Nee, dit het toe nog glad actually niks met dit te doen nie. Ons begin te sagte ware maak. Wat? Hoe kry mense, ons bou websites en ons bou sagte ware en stelsels om mense paperless te laat gaan. En ek sê, alles wat ons die deels van kry sê ons kan dit doen. En ons figure dit uit. So ek weet die antwoord is elke keer jy underquote elke keer. Jy dink dit gaan 3 maande van of 6 maande, maar mense het dit skrikkelik baie geleer. Toe sit ons eendag, ek sal nooit vergeet nie, my ma het nog die oggend vir my boodskapie gestuur, wat iemand, ek weet nie waar sy dit gekry, maar sy het gesien en gesê, ek moet na hierdie luister. Ek luister toe nou na dit. Jaco is by 'n meeting en ons sou na dit ergens anders heen gegaan het. So ek sit net buite in die kar en wag net dat hy die meeting klaar maak. En ek luister die boodskap en ek bel my ma na die tyd en ek sê vir jy sien maar hierdie het regtig baie beteken. Hulle het nie op daai stadium, niemand het regtig geweet hoe intens dit is, waardeur ons gaan, hoe moeilik dit is nie. Want ek meen, jy moet nou hierdie gesiggie voorsit van, ons gaan ons eie besigheid begin, weet? Ja. Dan moet jy maak as dit werk, of dit werk en of dit nie werk nie. So sit ek buite aan die kar en my ma sê vir my liefie, hierdie gaan 'n rooi letterdag wees. Gaan omkring dit op jou kalender, en ek het dit op my kalender gesit, rooi letterdag, en ons het nie geweet hoekom nie. Ek het net, dis iets wat ons gevoel het, en wat sy toe nou gesê het. So was Jaco in 'n meeting met iemand wat vir hom vertel van, so ons was 'n software development company, maar ons het nie genoeg geweet van development nie. Toe het ons naderhand designers begin inkry, want so toe raak ons soos die argitekte en ander mense is die bouers. Nou, in die meeting vertel iemand vir Jaco van avocado chocolate. Nou, hulle verkoop nie avos nie en ook nie chocolate. Wat is dat te naam? Alle bou sagte ware. Ek verstaan, so, kom ons toe nou in kontak met hulle, en ons en hulle begin saam te werk. Dis nou seker hier 2015 rond, daar, seker 14, 15 begin ons saam te werk. Hulle raak toe die bouers en ons raak die argitekte. En van daai tyd af, alle projekte wat hulle kry, begin ons saam te werk, en toe, so 3 jaar terug, toe het hulle ons, wat die woord, Afrikaanse woord vir acquire, maar toe het ons basies saamgesmelt met hulle. So Fully Alive, die hele Fully Alive
span is toe nou na Avochoc toe. Ek sê nog steeds ons moes eerder by Folie Live gebly het as Avochoc, maar ek sê daai naam kry nog baie aandag. En dis 'n baie funky en goeie wat ek nou sê, die brand, is die woord wat ek soek. So, ons het nou saam met hulle gesmelt en Folie Live bestaan nog. Folie Live het nou net aandele in Avochoc. Ek verstaan. Maar so het ons nou uiteindelik 'n software development company met designers en met developers en ons staan net verstom en dink die Here alleen weet hoe dit gekom. En nou behind the scenes was dit ook nou die hele uitdaging dat jy kon nie swanger raak nie. Het dit jou toe gepla of het jy net besig geraak met al hierdie ander dinge en dit het jou half gehelp om deur dit te werk, maar of wat het julle gegaan vir toetse, het die dokters gesê, hoekom julle sukkel? Vertel my 'n bietjie van dit. Nou, ons het gereeld met mekaar ingecheck van, is jy okay om nie kinders te hê nie? Want ons wou nie op 'n plek kom van, kyk, jy's nou oud en getroud en dan verwyd jy mekaar oordat jy nooit probeer het. Ja, en die verwagting, nie? Van albei kante. Ja. So, nou het ons gereeld met mekaar ingecheck, en altyd van ons is okay. Ons is op 'n stadium, dokter tussen net voordat ek 40 geraak het. Maar ek sukkel ook, of op daai stadium het ek baie gesukkel met endometriose en ek het ook 'n skildklierprobleem. Ek verstaan. Wat dit al klaar outomaties moeiliker maak om swanger te raak. En Jaco het tampoentjies gehad op 28. Wat ook sy eie implikasies gehad het. So die dinge was nie noodwendig in ons guns nie, maar so gaan sien ek die dokter en hy sê vir ons moet gaan praat en gaan gesels en seker maak wil ons kinders hê of wil ons nie kinders hê nie, want hoe later dit raak, hoe moeiliker gaan dit raak. En hier's 'n plek in PE, Sardinia Bay, dis die mooiste strand, dink ek, in die land. So ons gaan stap gereeld daar, of ons huil, of ons lag saam met die Here, hang nou waar in ons lewe ons is, en ons gaan stap daar en ons gaan sit op die sand en ons sê mekaar, is ons okay om nie kinders te hê nie? Altyd is mekaar, ja, ons is. En daar los is dit nou, want ons het nou ons vrede gemaakt daar. Dit is 2 jaar later, toe Jaco toe nou, ek kan nou nie presies onthou, maar toe hy nou 40 raak. Ons kyk die aand 'n program op TV, en daar's 'n vrou wat swanger is in die storie, en iemand vra vir haar, "Jy's maar sy nie bang of senuweeagtig nie." Sy sê nee, sy's vrek bang, maar sy's so opgewonde, dat dis die beste ding wat met haar kon gebeur, is dat sy swanger raak. En Jaco kyk vir my en hy sê vir my, hy dink ons moet probeer swanger raak. Nou op daai stadium mag daar dalk 'n vloekwoord by my mond uitgekom het van ek dacht ons is fyn dat ons die kinders gaan hê nie, nou wil jy vir my sê, kom ons probeer. So vir 2 dae het ons nie die onderwerp vir my en gemaak asof dit glad nie gebeur het nie. En toe sê ek vir hom, okay, ek is okay om nie te probeer nie, maar ek wil glad nie op 'n plek wees wat hy na die tyd voel, weet, hoekom het ons nie maar net probeer nie. So gaan ons toe nou dokter toe. Hy is gelukkig 'n verskriklike goeie dokter in Port Elizabeth. Wat baie mense swanger kry. So julle half ook nou van hierdie hoop dat hierdie dokter kan nou vir julle miskien die antwoord gee. Maar weet jy, aanvanklik het ek ingegaan met kom ons kyk. En hy stel toe voor, want mense wat hier luister weet hoe duur dit is om so 'n proses te doen. So ons besluit toe net om die KI te doen. En ek sê vir Jaco, die dag toe ons nou daar is die prosedure, het ek gelê en ek het geweet ek is swanger. Ek sê maar ek het nie 'n twyfel in my hart gehad nie. En vir die eerste keer, nou op daai stadium was ek die natuurlik omtrent met 40, vroeg 40. Vir die eerste keer in my lewe het ek al dink van, wat as ek swanger is? Ek begin 'n Pinterest board te maak van hoe ek my maale gaan verras, want toe, ons is in PE, my maal is in Johannesburg, Jaco se maal is in Jeffrey, sy paal is in Woestersen, niks van die ouers is naby nie. Nou begin ek hierdie Pinterest boards maak van, hoe gaan ek hulle laat weet, en wat gaan ons doen, en hoe gaan ons hulle verras? So, ek begin voel aan, soos 'n broeismaat te wees van, wat gaan ons doen? En ek vra vir Jaco, wat van jy hê? Want dit is my altyd, en dit is net 'n persoonlike opinie, dit is my altyd erg as ek vir iemand vra,
wat wil jy hê? En hulle sê, solank die baba net gesond is. Ja, en ek is fine daarmee. Yes. Maar dit voel vir my, jy weet, of jy 'n dogtertjie mamma of 'n seentjie mamma is. Verseker. Diep in jou hart weet jy wat jy wil hê. Dis net hoe ek gevoel het. En ek sê toe vir Jaco, so as ek vir jou vra, wat wil jy hê? Wat sal dit wees? En hy sê 'n tweelingdogtertjies. Sjoe. Nou gaan ek myself gou in die rede val, want ek het vergeet om vir jou iets te sê. Ek dink dit was omtrent 2004 of 2005, was ek saam met Doksa weg op 'n vrouekamp. Yes. Lindy, En ek dink ons moet goue breek vat, dan wil ek hê jy moet nou hier aangaan. Ons gaan net vinnige breek vat en dan wil ek hoor van hierdie wat het julle daar gedoen, maar dis so waar wat jy sê van die hele ding van mense het 'n verwagting, wil jy 'n dogtertjie, wil jy 'n seentjie? En soos nou met my ook, ek het gedink jy nou ek wil net 'n dogtertjie. En toe ek nou seentjie kry, toe sit soos jy kan seker seentjies ook kry, maar ons gaan nou hoor van hierdie vrouekamp. Ons gaan so vinnige breek vat. Gemaak gou vir julle 'n koppie koffie. Ons is nou weer terug. Dankie. Welkom terug. Julle luister na Tussen Koffie en Genade. En vanoggend vertel Lindy Brouwer vir ons haar verhaal en haar storie. Die pad wat die Here met haar en haar man geloop het. En die feit dat sy en haar man gesukkel het om swanger te raak. So Lindy, jy was laas besig om vir ons te vertel van hierdie vrouekamp wat jy toe opgegaan het. Ja, so nou is ons by die vrouekamp. Ons is besig met 'n worship sessie en toe die worship klaar is, toe roep die vrou vir my vorentoe wat die kamp aangebied het. Yes. En sy sê vir my, sy wil graag my woord gee. Okay? Sy sê, die Here sê jy gaan 'n dogtertjie hê en she's gonna be beautiful. Sure. En onmiddellik kry ek die prentjie in my kop van hoe hierdie dogtertjie gaan lyk. Nou kan ek nie gou genoeg vir Jaco bel nie. Ek sê liefie, die Here sê ons gaan 'n dogtertjie hê. Ja, sê hy vir my, nee, hy weet. Ek sê, hoe weet jy? Hy sê vir my, nee, hy het by my boetie hulle gebly daar in naweek, terwyl ek nou op die kamp is. En hy is op pad om te ry, en hier speel 'n klomp kindertjies ergens buite een van die komplekshuisies. En hy kyk hulle so en hy sê vir die Here, kan ons nie maar 'n dogtertjie hê nie? Ek sê vir my, bloody blue-eyed boy. Ek het altyd gedink, ek wil eers 'n seentjie hê, want ek het 'n ouer boetie gehad, en dit was my fantasties om 'n ouer boetie te gehad het. So, ek het die prentjie gehad van eers 'n seentjie en dan 'n dogtertjie, en weet dan sien ons hierdie perfekte prentjie. Ja. Sodat Jaco blue-eyed boy na vir die Here sê, nee, hy soek 'n dogtertjie, en so, okay, sê die Here is reg, ons gee 'n dogtertjie. So het ons die hele tyd hierdie woord in ons hart en seker maar in ons gedagtes van die Here het gesê ons gaan 'n dogtertjie hê. So ons gaan uit met die uitkyk of die van die Here is enigste wat lewe kan gee. Nie maak nie saak wat jy doen, wat jy probeer nie. Hy is die enigste wat kan kies om lewe te gee. So aan die een kant voel dit toe nou vir ons of ons nou prosedures doen of nie, as hy wil hê ons met kinders hê, sal hy dit moontlik. Amen. Ja. So gaan ons nie nou vir die prosedure. Ons ry die dag daar weg, ons gaan winkels toe. Ek gaan koop die cuteste paar booties, nog op by Woolies, hulle is op special. Twee pare booties, sulke met pink muise en hulle klokkies in. Gaan koop ons vir ons tweelingdogtertjies wat ons gaan hê. En ek meen tussenin begin die opgewondenheid net meer en meer raak. Ek praat sommer al met hulle. Ek meen ek weet daar's 'n manier wat hulle my al kan hoor nie, maar ek praat asof ek swanger is. Ons is ons glo dit net met alles in ons is swanger. Ja. En kyk hier en kyk daar en kyk na kleertjies en begin te dink waar in die huis gaan ons hulle inpas en dan vat dit nou ons 2 weke en dan as jy dan nou nie begin nie, dan gaan jy dokter toe en gaan doen 'n bloedtoets en ek het toe nou nie begin nie, gaan doen die bloedtoets. Ons gaan stap nog by die see na die tyd en ons is op pad terug van die see af en my foon lui en hulle sê hulle bel van die dokter spreekkamers af en sy is skrikkelik jammer om vir my te sê, maar ek is nie swanger nie. Sy sê, wat bedoel jy ek is nie swanger nie? En sy sê mevrou Brouwer, dit het nie gewerk nie. Sy is nie swanger nie. En ek sê vir Jaco, vir die eerste keer in my lewe tref dit my van, okay, dit het nie gewerk nie. Die Here het, so moeilik as wat dit selfs nou is moet sê, die Here het selfs met hulp gekies om nie lewe te gee nie. So, dan gaan ek sy hart moet vertrou in dit. Maar nou is ons
is seer, ons is rou, ons is meer getref deur dit, dink ek, as wat ons gedink het ons sou wees, want ons was deeltyd fyn om nie kinders te hê nie. En maar nou het julle al begin droom, nee? En julle ons het begin droom. Ek het goodies gekoop vir hulle. Ek het begin dink, waar die kamers gaan hulle wees, wat gaan die katte met hulle doen, en hoe gaan ons die oumas naby kry? Ek het alles beplan soos 'n mamma wat swanger is. Nou gaan eet ons die volgende oggend ontbyt by Mangambini in een van die winkelsentrums. En ons het net gaan sit. Toe stap daar 'n vrou in met tweelingdogtertjies en ek weet nie of hulle 6 weke oud was nie. En obviously met alle respek, dis ek vir Here, come on Here. Hierdie is nie hierdie is nie snaaks nie, dis seer, dis nie lekker nie. So dit toe nou, dit was ook seker omtrent die middel van die jaar, nee, weet jy, want ek dink ons sou op Jaco se boetie se herdenking, Jaco se boetie is in 2005 is hy oorlede, maar ons sou op sy verjaarsdag, sou ons uitgevind het dan nou of ons swanger is of nie, of sou ons uitgevind het of ons swanger is of nie, wat ons toe nou nie is nie. So dit is hier rondom Augustus gewees. Toe sê ons, okay, ons gaan onsself gee tot einde Desember. Ons glo dat jy nooit groot besluite maak wanneer jy emosioneel is, nie? Want jy dink nie noodwendig so helder soos wat jy andersins sal dink nie. So toe het ons baie by Sardinia gaan stap en gehuil en gevra en gewonder en toe besef ons gaan nie nog 'n keer probeer nie. Ons die Here kan dit doen sonder enige mediese goed. Hy het nie. Toe gee ons vir hom 'n kans met mediese hulp en hy het steeds gekies om dit nie te gee nie. En toe daai 31 Desember toe sê ons mekaar, okay, dis dit, ons gaan nie weer probeer nie. So ja, dit is dan Jaco word hierdie jaar 47, so dit is 7 jaar terug. Ons sou al 'n 7-jarige tweeling gehad het as dit daai tyd gewerk het. Wat ons toe nou nie gehad het nie. Ja. En dit is ook daai ding, dit het 'n ander tipe sterkte wat mens moet. Dis of jy dit amper nie in jouself kan kry nie om daai besluit te neem, want jy besef hierdie ding is eintlik heeltemal buite my beheer. En maar is dit nie ook so met baie dinge in mense lewe waar jy 'n vooropgestelde idee het en jy het hierdie behoefte en jy het hierdie begeerte en dit is so, ek kan nie sê nie, dit is so intens nie, dit maak eintlik seer hoe graag mens dit wil hê, maar jy kan absoluut niks doen om dit te kry nie. Maar dan in daai oomblik te sê, Here, gee vir my die grace of die vermoë om net te kan dit te aanvaar. En dan hoe het julle deur hierdie proses gewerk? Wat was die emosies wat jy beleef het en hoe het die Here jou sterk gemaak, kan ek amper sê, om hierdie besluit te neem? Weet jy, jy net so praat, dink ek ons het nog steeds, ons het die besluit gemaak dat ons nie gaan probeer om swanger te raak nie, maar ons het nog steeds niks gedoen wat kan maak dat ons die swanger kan raak. Ja. So as die Here nou rarig wil en kan hy dit nog steeds doen. So dit is 'n baie moeilike plek vir ons om te wees en ek weet nie hoe ander mense dalk daarmee identifiseer nie, maar dit voel baie kere vir ons van dan sê ek vir Jaco, my liefie, ek kan nie nou op wat 47 swanger raak. Dit is net belaglik. Ek dink jy moet gaan. Dit kom ons maar vir jou doktersafspraakie. Maar tot nou toe het ons dit nie gedoen nie. So ek weet nie of mens nog steeds daai hoop het van wat as die Here dit nog doen nie, maar dan besef jy ook hoe belaglik dit is. Van ons is altyd nader aan 50 en dan dink jy dit gaan nou net eintlik onverantwoordelik wees om dit te doen. Ja. So, ek is nie op 'n plek wat ek mens kan sê, weet jy, ons is heeltemal fine daarmee. Dit is nog steeds dis my seer. Ja. As ek veral dogtertjies, baba dogtertjies, en baie van die koppels wat ons getrou het, ek meen nou so een na die ander swanger geraak. En ek moet sê as dit 'n dogtertjie is dit anders as wanneer dit 'n seentjie is. As ek daai kleintjie in my arms vas en dan dink ek net mens mis op soveel uit. Maar in dit was ons toe nou
met die besigheid, dit is voordat Folie Life en Avocado Chocolate nou saam gesmelt het. Ja. Was ons op 'n plek wat Jaco net gesê het, weet jy, hy kan nie hierdie wipplank ry nie, want my eie besigheid is, dan gaan dit goed, dan gaan dit nie goed nie, dan jy geld, dan jy nie geld nie. En ons het eendag so gestaan en toe sê hy net vir my, hy dink ons mis iets. Ons het gekies om ons besigheid Folie Life te noem, maar ons is nie Folie Life nie. Ons leef net, ons survive net. Hy dink ons mis iets. En ons sê toe vir die Here, okay, ons maak ons harte oop, ons is nou volgens ons deur die ding van okay, ons gaan nie kinders hê nie. Ons het vrede gemaak daarmee en aanvaar dat dit nie gaan werk nie, maar ons wil 'n lewe hê wat hom verheerlik en wat ons ten volle kan leef. Ja. Wat mis ons? Yes. Het een van die paartjies wat ons getrou het in Port Elizabeth, ons baie goeie vriende met hulle trek toe Amerika toe en word toe daar swanger, met jy sal nie glo nie, 'n dogter. Okay, dit is nou ook nie snaaks nie, want ek meen nou sy daar ver, ek kan nie eens lief wees vir hom, want sy ver. So wat gee ek vir hierdie mense vir wie ons so lief is, vir 'n dogtertjie wat ek dalk enige iets sou gegee het om te gehad het. Ja. Wat gee ek vir wat betekenis gaan hê? En ek besluit om vir haar 'n storie te skryf. Ek gaan sit, ek skryf 'n storie oor 'n hasie met 'n rooi strikkie, want die dogtertjie se naam is Scarlett, wat ons rooi beteken. En ons voel die Here sê oor haar lewe dat she's going to be brave and courageous. En ek skryf vir haar die storie van die hasie met die rooi strikkie, wat haar mamma en pappa vir haar gegee het toe sy klein was, om vir haar te sê, omdat sy geliefd is, moet sy weet dat sy altyd braaf kan wees. En dan in elke situasie wat sy toer byvoorbeeld nou deur Suid-Afrika, want Scarlett moet weet van Suid-Afrika. Ja. Al is sy nou in Amerika, moet sy weet van Suid-Afrika. So, sy gaan uit toe in Creerwiltuin toe en Kaapstad toe, maar elke keer wanneer sy bang is, dan hak hierdie rooi strikkie vas, of hy val af, of ietsie gebeur met die rooi strikkie, en dan sê sy, sy hoef nie bang te wees nie, sy kan braaf wees, want mamma en pappa is lief vir haar. En so ontmoet sy dan 'n maatjies, en aan die einde van die boek gee sy vir elkeen 'n rooi strikkie, om vir hulle te sê, hulle kan nou ook braaf wees, want hulle het nou hulle eie rooi strikkies. En so het ons ek het hom net geprint, val in 'n koevertjie gesit, ons het vir haar 'n hasie gekoop, 'n rooi strikkie omgebind, en so stuur ons nou hierdie pakkie Amerika toe. En dit het soveel vir Michelle hulle beteken. Ek meen dit is 'n baie unieke en besonderse en close to the heart tipe geskenk. Ek meen dit bly toe nou daar, en toe raak nog 'n vriendin swanger, maar wat hier in PE is. En ek moet ek vir haar 'n storie skryf. En hier sit jy, dis eintlik vir jou rou, en jy gebruik jou seer, en jy bless iemand anderste. En jy celebrate eintlik saam met hulle geluk. Ja. Op daai stadium dink ek nie, het ek noodwendig 'n stief wat besig is om te gebeur nie. Dit was net wat mens kan nog 'n nuwe talent ontdek in jou 40's, dus daai van mens is nooit te oud om iets nuuts te leer, nie? En ek skryf toe nou nog 'n storie, en Jaco verras my toe, om die tweede storie wat hy wat kort is, deur 'n freelancer vir ons te laat illustreer. En toe ons sien net hoe daai karakters lewendig word, net. Dis hy van, liefie, kom ons maak hierdie 'n besigheid. Nou, lang storie kort, ons het nou besig wat knippeltyd is, wat ek later 'n bietjie oor sal vertel. Maar ek dink ek kry, sonder dat ek besef het, kry ek die geleentheid om dit wat ek graag sou wou gee as mamma, in die boeke te kan insit. Lessies wat ek vir my kinders sou wou leer, lessies wat ek wil hê die ouers moet besef. So op 'n nie as presiese subtiele manier nie, maar werk ek goedjies in van, as daar nou 'n gemors in die kombuis is, dit is okay. Jou kind was braaf, sy het ietsie nuuts probeer. Gebruik eerder daai moment en vier saam met haar, ek is so trots op jou dat jy hierdie probeer het. Ek besef jy's nou groot gemors, en jy gaan mamma nou help om skoon te maak, maar kom ons kyk wat het jy bereik vandag. En weet, om te sit, en my besigheid se naam is Knuffeltyd. Knuffeltyd kinderstories, wat Cuddle Time beteken.
En elke keer as ek met ouers gesels, sê ek net vir hulle, en ek dink dis waar dit vir my belangrik begin raak het, van, jy besef nie hoe bevoorreg jy is om in die aand jou seentjie of dogtertjie op jou skoot te hê en vir hulle 'n storie te lees, nie. Die val skottel goed, gaan 10 minute later nog daar wees. Jou selfoon se boodskappe gaan nie weggaan nie. Koop net daai 10 minuutjies 'n aand uit, want voor jy weet is hulle groot en is dit nie meer cool genoeg in elk geval by mamma en pappa te sit nie. Presies so. So ek dink net, daai het heling begin bring van, toe ek besef, ek kan 'n verskil maak dat ander ouers nie uitmis op dit nie. En Lindy, dis vir my eintlik so mooi ook. Dit was terapie vir jou, dink ek ook. Maar waar jy buite kan staan, want ek dink voor mense ook kinders kry, dan sien mens ander dinge wat die ouers, want die ouers is af te naby, nê? En soos jy sê, mens mis partymal goed. En jy's so oorweldig met wat jy nou besig is, dis of jy amper vergeet om jou kinders net just to be there and to enjoy them. So ek wil baie meer hoor nou oor hierdie boekie wat jy nou begin skryf het, of die boekies. Ek gaan nou vir jou 'n paar vrae vra daaroor, maar kom ons vat net gou weer so vinnige breek en dan gaan ons nou verder praat oor hierdie oulike boekies wat jy so begin skryf het. Ons is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons praat so lekker en Lindy vertel ons van haar boeke wat sy toe begin skryf. Hier werk sy ook deur 'n ding emosioneel en Lindy hierso begin die Here en hy bring eintlik uit jou seerste seer. Kom hy en hy bring hierdie bediening. So toe jy nou hierdie boekies begin skryf, so het jy vroeër geskryf of was dit die eerste keer wat jy boeke geskryf het? Dit was die eerste keer wat ek 'n boek geskryf het, boeke geskryf het. Die storie van die stories het begin by my boetieële se kinders. Soos wat ek gesê het, hulle was een van die paartjies wat verskriklik gesukkel het om swanger te raak. En toe hierdie tweeetjies uiteindelik gebore is. Eerstens was ek kwaad vir eers. Ons hulle bly in Pretoria. Ons het in Pretoria gebly. 2 weke nadat ons PE toe getrek het. Toe vind ons uit, Aubrey en Louise is swanger. En weer eens is ek van, come on, Here, nou kan ek uitmis op hierdie kinders se lewe. En ek wil net hierdie cool tannie wees, wat net alles saam doen en weet geniet. Maar ons het hulle nie gereeld genoeg, nie, maar ten minste gereeld gesien. En hulle kom kuier toe 1 jaar hier in Port Elizabeth. Die tweelings is omtrent 4 jaar oud en my boetie is mal oor tweedehandse meubels. Meubelwinkels op meubels. En die het die beste tweedehandse meubelwinkels, nee. So ons vat hulle na alles toe en stap deur. Net as ek sien, hierdie kinders is besig om, hulle raak nou geïrriteerd en moeg, want jy kan ook net na soveel ou banke en tafels kyk, dit is glad met hulle lekker, nee. En daar so 'n ou man, groot bank wat daar staan en ek sê hulle, kom ons gaan sit op die bank, dan vertel ek vir julle 'n storie. Nou, hulle sê, okay. En dis waar knuffeltyd eintlik begin het, is daai dag met die stories vir die tweeling te vertel. So jou boetie het 'n tweeling gehad? My boetie het 'n tweeling toe nou, begin ek toe nou stories voor te vertel. Nou, dit is nie, ek weet nie of ek op die lig mag sê waar die stories gegaan het, want ek kan nie dit 'n storie skryf nie. Dit het oor 3 pikkewyne gegaan, maar hulle was nie noodwendig die slimste pikkewyne nie, so hulle was dommer en domste. Wat is nou lekkerder vir 'n tweeling van 4 jaar oud om te hoor hoe laf hierdie pikkewyne is. En hulle is na broccoli land toe en marshmallow land toe en hulle het allerlei avonture aangepak en huise gebou en dis net goed wat ek uitgedink het in die oomblik en hulle het dit geniet en dit was 'n fees. So ek sal stop om die storie te vertel en dan sê ek vir Emma, vertel ons verder wat dink jy gebeur. En dan vertel sy 'n stukkie en dan stop ons en dan vertel Fransjo weer verder. So dit het ons ding geraak. Van as ons saam gekuier het by 'n braaivleisvuur of met 'n vakansie saam, dis wat Tannie Lindy gedoen het, sy dommer en domste stories vertel. Hoe special is dit? Dit is alles maar hartsepunt. So het ek toen nou die stories begin vertel en almal is altyd nie, maar jy is so goed met stories vertel, hoe kom jy aan die goed en ek het 'n baie aktiewe verbeelding. Weet ek wonder nie wat volgende gaan gebeur nie, daar's
daar's 3 rigtings waar die storie kan gaan. Yes. So het ek toe nou begin skryf en ons het toe nou die eerste boekie laat publiseer. Ons het toe nou geself publiseer en om begin verkoop. Yes. Jaco het vir my 'n webwerf gebou en so van, nou, kom ons kyk of hierdie gaan werk. En so staan ek nou, ek het 20 stories al geskryf, min of meer. Ja, 15 van hulle is gepubliseer, wat net 12 stories is, maar ons het 3 van hulle vertaal. Een wat byvoorbeeld Engels was, het Afrikaans gemaak en dan andersom. Ja. So, dit is vir my die grootste plesier om te gaan sit en net te dink, kom ek skryf 'n storie. So, my stories begin altyd by die karakter. Ek is verskriklik lief vir sagte speelgoed of plush toys of ek weet nie waarna verwys mense vir dit nie, maar ons noem hulle knuffeldiertjies. Yes. So, Jaco het toe nou op 'n stadium vir my gesê, my liefie, ek dink jy moet nie nog sagte speelgoed kry nie. Nou, hy is een wat almal gekoop het, so hy kan nie regtig vir my blameer daarvoor nie. Maar dit is van, hy dink nie ek moet nou nog kry nie. So toe begin ek 'n besigheid en elke hoofkarakter van die storie maak ons in 'n sagte speeldinge. So, nou is dit nie vir my nie, dit is my besigheid. So ek bestel nou 100 op 'n slag van een. So, dis hy sal in die vervolg baie mooi dink voordat hy my sê ek mag nie weer iets kry nie. Want nou bestel ek hulle by die honderde. So, ons het nou elke hoofkarakter met ons 'n sagte speelding wat ons dan nou laat bymaak. Natalie en Bloemfontein maak hulle vir ons en ek kan nie vir jou sê die impak wat dit net het vir die kindertjies om daai knuffeldiertjie vas te hou terwyl of mamma of pappa of ouma of oupa of ouer boetie die storie lees nie, want hulle kry so met daai karaktertjie geïdentifiseer en vereenselwig met die emosies en die gevoelens en die vrese en hoe die karakter die vrese oorkom en hulle dan voel, hulle kan ook die vrese oorkom. So dit is 'n ongelooflike lekker avontuur om op te wees. Dit is jy's so kreatief, nee, maar hoe amazing is dit net hoe natuurlik hierdie talent net gevloei het. Wys net wanneer die Here 'n ding is, nee. Dit kom net. Maar en as jy vir my die stories wat jy skryf, is dit uniek vir elke kind soos in die begin of is dit net van jy het dit in die begin so gedoen, daai storie was vir daai dogtertjie, maar of hoe skryf jy nou jou stories? Nee, weet jy, op hierdie stadium kyk die feit dat ons nie vrugbaar is, beteken nie ander mense is nie vrugbaar. Die baie van die paartjies, meeste van die boeke tot nou toe, word aan die paartjies opgedra wat ons getrou het. Want ek meen, ons word soos beste vriende, oordat jy so lank pad saamstap. En dan, wanneer hulle kinders gebore word, nou is almal al van, ek was so, wanneer kom my storie? Of wanneer kom my kind se storie? Elke soek sy boekie. Elke soek sy boekie. Maar nou is dit rarig, nog nie naby vriende, soos ek sê, ek dink ons is dan nou redelik geseënd dat daar genoeg babas is. So ek het genoeg mense om nog stories voor te skryf, maar elke storie skryf ons vir iemand wat ons ken, kind, en die woord wat ons oor daai kind se lewe beleef, sit ons voor in die boekie. So dis al 'n profetiese woord wat jy dan vir die kinders profetiese woord. So die storie word geskryf met sê net maar soos Rosie wat het gevoel het gaan braaf wees. So haar hele storie gaan oor hoe om braaf te wees en ander maatjies te help om braaf te wees. En dan staan ander goedjies wat gaan oor om te bemoedig of om van jouself te gee. Ek het byvoorbeeld die einste Scarlett wat ons avonture van Rosie geskryf het. Het ek toe sy mamma begin teepartytjies hou. So skryf ek vir Rosie se teepartytjie. Ag, dis en daar gaan dit daar gaan dit byvoorbeeld wat ek sê oor die gemors in die kombuis, want hulle wou mamma verras het. En besef toe maar, hulle is nog nie groot genoeg om self 'n koek en goed te kan bak nie. So die meel het op die grond geëindig en die karamel en al hierdie goed. Maar mamma dan by die huis en sê, weer eens ek so trots dat jy dit probeer het. So daar gaan dit oor waagmoed en ietsie self te probeer. En toe ons haar die eerste keer ontmoet, toe sy Suid-Afrika toe kom, Scarlett, toe is dit oor Desember. So dis die Scarlett se eerste somerkersfees. En toe skryf ek vir Rosie se somerkersfees. Ag, dit is so oulik. Dit is my so lekker, net maar Kersfees gaan dan byvoorbeeld my oor. Dit gaan oor meer as om net te ontvang. Oor hoe kan ons 'n verskil maak? Hoe kan ons gee? Wat is
die rarige storie agter Kersfees. So pappa lees byvoorbeeld vir hulle die Kersverhaal en verduidelik die storie en die diepte en die betekenis agter Kersfees, en dan maak hulle kospakkies en daar's ekstra geskenke onder die Kersboom, en dan kry al haar maatjies vir die eerste keer die geleentheid om 'n geskenkie te gaan gee vir 'n ander maatjie wat hulle nie ken nie. En dan sê sy, maar ek is bang, want wat as die maatjie nie van my hou nie, of wat as die maatjie dit nie wil hê nie. Totdat sy sien hoe daai maatjie die geskenk ontvang, en dan kom hulle terug na Rosie toe en sê vir hom, hulle is so bly en dankbaar vir die geleentheid wat hulle gehad het om ook iemand anders se hartjie bly te kan maak, en hoe goed dit hulle gedoen het. So op hierdie stadium het elke boekie het maar 'n tema of 'n storie van 'n lesie wat die kinders byvoorbeeld daai kan leer. Die einste Scarlett, toe sy nou die tweede keer in Suid-Afrika is, want toe sy nou al bietjie groter, so koop ons vir 'n hangertjie met 'n rubynsteentjie, wat nou kan simboliseer dat dit haar rooi strikkie is, want dan sit ons ietsie wat sy om haar nek kan dra. En ek het mooi vir haar verduidelik van, jy kan op braaf wees, en wanneer jy bang of onseker is, en hulle is al terug in Michigan gewees. Toe laat weet Michelle my eendag, toe sê sy, jy sal nie glo nie, Scarlett moes vir die eerste keer tandarts toe gaan, en sy is so vreeslik passeene wees, en sy sê vir haar ma, just wait a minute, en nou is Michelle van, hoor jy, ons gaan laat wees, sy sê, I'll be back just now. Toe gaan soek sy na juwele kussie. Toe gaan kry sy haar rooi hangertjie, of haar rooi strikkie, en sy sit hom om haar, vra mamma om haar nekkie vas te maak, en sê, okay, sy's reg, hulle kan gaan, sy het nou haar rooi strikkie aan, so sy's nou braaf genoeg, hulle kan tandarts toe gaan. Wat 'n mooi storie. Joh, en weet jy wat hou ek van dit wat jy noem is die mooi beginsels wat jy so uitbring uit jou boekie, soos byvoorbeeld die klomp kindertjies in die kombuis, want baie keer is ouers so, alles moet so netjies wees en so perfeksionis, weet jy, mense is half perfeksionisties en dit moet nou so gedoen word, en ek weet ook toe ek kleiner was, dan het ek so laat my seun so in die sand speel, en hulle was vuil, en is modder, want ek het gesê, seentjies, hulle moet grond het, dan sal mense my so aankyk en dink, nee, hierdie ma, dis onhygiënies, en ek weet nie wat alles nie, maar weet jy wat, dit is net so waar wat jy sê, mens moet so jou kinders leer van, jy kan buite die boks dink, alles hoef nou nie so perfek te wees nie, en ek het actually vir myself so ding opgesit, in my kombuis wat sê, a messy house is a happy house. Nee, my perfectionist. Nee, luister, ons gaan nou weer so vinnige laaste breek vat, en dan wil ek net so laaste paar goedjies hoor oor die boeke, en vir wat se ouderdom dit is, en so aan. So, bly ingeskakel, ons is nou weer terug. Welkom terug julle, ons praat so lekker, en Lindy vertel ons van haar boeke wat sy toe begin skryf. Hier werk sy ook deur 'n ding emosioneel, en Lindy, hierso begin die Here, en hy bring eintlik uit jou seerste seer, kom hy en hy bring hierdie bediening. So toe jy nou hierdie boekies begin skryf, so het jy vroeër geskryf, of was dit die eerste keer wat jy boeke geskryf het? Dit was die eerste keer wat ek 'n boek geskryf het, of boeke geskryf het. Die storie van die stories het begin by my boetie se kinders. Okay. Soos wat ek gesê het, hulle was een van die paartjies wat verskriklik gesukkel het om swanger te raak. En toe hierdie tweeetjies uiteindelik gebore is, eerstens was ek kwaad vir eers. Ons hulle bly in Pretoria. Ons het in Pretoria gebly. 2 weke nadat ons PE toe getrek het. Toe vind ons uit, Aubrey en Louise is swanger. En weer eens is ek van, come on, Here, ek weet, nou kan ek uitmis op hierdie kinders se lewe, en ek wil net hierdie cool tannie wees, wat net alles saam doen, en weet geniet, maar ons het hulle nie gereeld genoeg, nee, maar ten minste gereeld gesien, en hulle kom kuier toe 1 jaar hier in Port Elizabeth. Die tweelings is omtrent 4 jaar oud, en my boetie is mal oor tweedehandse meubels. Meubelwinkels of meubels. En die het die beste tweedehandse meubelwinkels, nee. So ons vat hulle na alles toe en stap deur. Net as ek sien, hierdie kinders is besig om, hulle raak nou geïrriteerd en moeg, want jy kan ook net na soveel ou banke en tafels kyk, dit is gelag met hulle lekker, nee. En daar so 'n ou man, groot bank wat daar staan, en ek sê hulle,
kom ons gaan sit op die bank, dan vertel ek vir julle 'n storie. Nou, hulle sê, okay. En dis waar knuffeltyd eintlik begin het. Is daai dag met die stories vir die tweeling te vertel. So jou boetie het 'n tweeling gehad. My boetie het 'n tweeling toe nou. Begin ek toe nou stories voor te vertel. Jo. Nou, dit is nie ek weet nie of ek op die lig mag sê waar die stories gegaan het. Want ek kan nie sulke stories skryf nie. Dit het oor 3 pikkewyne gegaan, maar hulle was nie noodwendig die slimste pikkewyne nie. So, hulle was dommer en domste. Nee, wat is nou lekkerder vir 'n tweeling van 4 jaar oud om te hoor hoe laf hierdie pikkewyne is. En hulle is na broccoli land toe en marshmallow land toe en hulle het allerlei avonture aangepak en huise gebou en dit is net goed wat ek uitgedink het in die oomblik en hulle het dit geniet en dit was 'n fees. So ek sal stop om die storie te vertel en dan sê ek vir iemand, vertel ons verder wat dink jy gebeur. En dan vertel sy 'n stukkie en dan stop ons en dan vertel Fransjo weer verder. So dit het ons ding geraak. Van as ons saam gekuier het by 'n braaivleisvuur of met 'n vakansie saam, dis wat Tannie Lindy gedoen het, sy dommer en domste stories vertel. Ag, hoe special is dit? Dit is alles maar hartseer. So het ek toe nou vir hulle die stories begin vertel en almal is altyd nie dat jy so goed met stories vertel. Hoe kom jy aan die goed en ek net ek het 'n baie aktiewe verbeelding. Weet ek wonder nie wat volgende gaan gebeur nie. Daar's 3 rigtings waar die storie kan gaan. So het ek toe nou begin skryf en ons het toe nou die eerste boekie laat publiseer. Ons het toe nou geself publiseer en hom begin verkoop. Jaco het vir my 'n webwerf gebou en so van, okay, nou, kom ons kyk of hierdie gaan werk. En so staan ek nou, ek het 20 stories al geskryf, min of meer. Ja, 15 van hulle is gepubliseer, wat net 12 stories is, maar ons het 3 van hulle vertaal. Een wat byvoorbeeld Engels was, het is Afrikaans gemaak en dan andersom. So, dit is vir my die grootste plesier om te gaan sit en net te dink, kom ek skryf 'n storie. So, my stories begin altyd by die karakter. Ek is verskriklik lief vir sagte speelgoed of plush toys of ek weet nie waarna verwys mense vir dit nie, maar ons noem hulle knuffeldiertjies. So, Jaco het toe nou op 'n stadium vir my gesê, my liefie, ek dink jy moet nie nog sagte speelgoed kry nie. Nou, hy is een wat almal gekoop het, so hy kan nie regtig my blameer daarvoor nie. Maar dit is van, hy dink nie ek moet nou nog kry nie. So toe begin ek 'n besigheid en elke hoofkarakter van die storie maak ons in 'n sagte speeldinge. So, nou is dit nie vir my nie, dit is my besigheid. So ek bestel nou 100 op 'n slag van een. So, dis hy sal in die vervolg baie mooi dink voordat hy my sê, ek mag nie weer iets kry nie. Want nou bestel ek hulle by die 100. So, ons het nou elke hoofkarakter met ons 'n sagte speelding, wat ons dan nou laat bymaak, Natalie en Bloemfontein maak hulle vir ons, en ek kan nie vir jou sê, die impak wat dit net het, vir die kindertjies, om daai knuffeldiertjie vasthou, terwyl of mamma of pappa, of ouma of oupa, of ouer boetie, die storie lees nie, want hulle kry so met daai karaktertjie geïdentifiseer en vereenselwig met die emosies en die gevoelens en die vrese en hoe die karakter die vrese oorkom en hulle dan voel, hulle kan ook die vrese oorkom. So dit is 'n ongelooflike lekker avontuur om op te wees. Dit is jy's so kreatief, nee, maar hoe amazing is dit net hoe natuurlik hierdie talent net gevloei het. Wys net wanneer die Here 'n ding is, nee. Dit kom net. Maar en as jy maar die stories wat jy skryf, is dit uniek vir elke kind soos in die begin, of is dit net van jy het dit in die begin so gedoen, daai storie was vir daai dogtertjie, maar of hoe skryf jy nou jou stories? Nee, weet jy, op hierdie stadium, kyk, die feit dat ons nie vrugbaar is, beteken nie ander mense is nie vrugbaar. Baie van die paartjies, meeste van die boeke tot nou toe, word aan die paartjies opgedra wat ons getrou het. En ek meen, ons word soos beste vriende, oordat jy so lank pad saamstap. En dan, wanneer hulle kinders gebore word, nou is almal al van, ek sê, wanneer kom my storie? Of wanneer kom my kind se storie? Elke soek sy boekie. Elke soek sy boekie. Maar nou is dit rarig, nog nie naby vriende, en soos ek sê, ek dink ons is dan nou redelik geseënd, dat daar genoeg babas is, so ek het genoeg mense om nog stories voor te skryf, maar elke storie skryf ons vir iemand wat ons ken,
kind en die woord wat ons oor daai kind se lewe beleef, sit ons voor in die boekie. So dis al 'n profetiese woord wat jy dan vir die kinders gee. Woord. So die stories word geskryf met sê soos Rosie wat het gevoel het, gaan braaf wees. So haar hele storie gaan oor hoe om braaf te wees en ander maatjies te help om braaf te wees. En dan staan ander goedjies wat gaan oor om te bemoedig of om van jouself te gee. Ek het byvoorbeeld die einste Scarlet, wat is avonture van Rosie geskryf het, het ek toe sy mamma begin teepartytjies hou. Toe skryf ek vir Rosie se teepartytjie. Ag, dis en daar gaan dit daar gaan dit byvoorbeeld soos wat ek sê oor die gemors in die kombuis, want hulle wou mamma verras het en besef toe maar hulle is nog nie groot genoeg om self 'n koek en goed te kan bak nie. So die meel het op die grond geëindig en die karamel en al hierdie goed. Maar mamma dan by die huis kom en sê, weer eens ek so trots dat jy dit probeer het. So daar gaan dit oor waagmoed en ietsie self te probeer. En toe ons haar die eerste keer ontmoet, toe sy Suid-Afrika toe kom, Scarlet, toe is dit oor Desember. So dis die Scarlet se eerste somerkersfees. En toe skryf ek vir Rosie se somerkersfees. Ag, dit is so oulik. Dit is my so lekker, net maar Kersfees gaan dan byvoorbeeld my oor. Dit gaan oor meer as om net te ontvang. Oor hoe kan ons 'n verskil maak? Hoe kan ons gee? Wat is die rarige storie agter Kersfees? So pappa lees byvoorbeeld vir hulle die Kersverhaal en verduidelik die storie en die diepte en die betekenis agter Kersfees en dan maak hulle kospakkies en daar's ekstra geskenke onder die Kersboom en dan kry al haar maatjies vir die eerste keer die geleentheid om 'n geskenkie te gaan gee vir 'n ander maatjie wat hulle nie ken nie. En dan sê sy, maar ek is bang want wat as die maatjie nie van my hou nie of wat as die maatjie dit nie wil hê nie. Totdat sy sien hoe daai maatjie die geskenk ontvang en dan kom hulle terug na Rosie toe en sê vir hom, hulle is so bly en dankbaar vir die geleentheid wat hulle gehad het om ook iemand anders se hartjie bly te kan maak en hoe goed dit hulle gedoen het. So op hierdie stadium het elke boekie het maar 'n tema of 'n storie van 'n lesie wat die kinders byvoorbeeld daai kan leer. Die einste Scarlet, toe sy nou die tweede keer in Suid-Afrika is, want toe sy nou 'n bietjie groter, so koop ons vir 'n hangertjie met 'n rubynsteentjie. Dit wat nou kan simboliseer dat dit haar rooi strikkie is, want dan sit nou mos ietsie wat sy om haar nek kan dra. En ek het mooi vir haar verduidelik van, jy kan ook braaf wees en wanneer jy bang of onseker is, en hulle is al terug in Michigan gewees. Toe laat weet Michelle my eendag, toe sê sy, jy sal nie glo nie, Scarlet moes vir die eerste keer tandarts toe gaan, en sy is toe vreeslik passeene wees, en sy sê vir haar ma, just wait a minute, en nou is Michelle van, waarom ons moet gaan laat wees, sy sê, I'll be back just now, toe gaan soek sy na juwele kussie, toe gaan kry sy haar rooi hangertjie, of haar rooi strikkie, en sy sit hom om haar vrou mamma om haar nekkie vas te maak, en sê, okay, sy's reg, hulle kan gaan, sy het nou haar rooi strikkie aan, so sy's nou braaf genoeg, hulle kan tandarts toe gaan. Wat 'n mooi storie. Joh, en weet jy wat hou ek van dit wat jy noem is die mooi beginsels wat jy so uitbring uit jou boekie, soos byvoorbeeld die klomp kindertjies in die kombuis, want baie keer is ouers so, alles moet so netjies wees en so perfeksionis, weet jy, mense is half perfeksionisties en dit moet nou so gedoen word, en ek weet ook toe ek kleiner was, dan het ek so laat my seun so in die sand speel, en hulle was vuil, en is modder, want ek het gesê, seentjies, hulle moet grond het, dan sal mense my so aankyk en dink, nee, hierdie ma, dis onhygiënies, en ek weet nie wat alles nie, maar weet jy wat, dit is net so waar wat jy sê, mens moet so jou kinders leer van, jy kan buite die boks dink, alles hoef nou nie so perfek te wees nie, en ek het actually vir myself so ding opgesit, in my kombuis wat sê, a messy house is a happy house. Net om my perfectionist. Nee, luister, ons gaan nou weer so vinnige laaste breek vat, en dan wil ek net so laaste paar goedjies hoor oor die boeke, en vir wat se ouderdom het is, en so aan. So, bly ingeskakel, ons is nou weer terug. Welkom terug julle, ons kuier nou so lekker, en daar's soveel vrae wat ek nog vir jou wil vra, Lindy, oor hierdie oulike boekies, wat jy skryf. Ek wil gou vir jou vra nie, vir wat se ouderdom skryf jy nou eintlik? Is dit meer 'n sekere ouderdom, of hoe werk dit?
Weet jy, ek sê altyd vir mense, ons grootste missie is om so gou as moontlik die boeke in die kinders se hande te kry. So ouderdom gewys, is dit seker meer vir wanneer hulle self kan lees, sê 7 tot 10 jaar oud. Maar die idee is, omdat ons lamineer elke bladsy van ons boekie. So die idee is, wanneer jy daai boekie kry, sit hom in jou babietjie se hande, laat hulle gewoond raak aan die gevoel van 'n boekie, van die idee van ons kan stories kyk, ons kan stories lees. So, al die paartjies vir wie ek skryf, lees basies die stories vir hulle kinders terwyl sy nog 'n mamma se maag is. So dis 'n voorleesstorie aanvanklik, en ek meen terwyl hulle klein is en nie stil sit nie, vertel jy die prentjies. Of jy laat hulle die prentjies vertel. So, teen die tyd wat hulle dan self kan begin lees, is al daai waardes en lessies is reeds in hulle ingebou. Want ek meen teen 7, wanneer hulle self kan begin lees, wil jy klaar hulle moet geweet het om braaf te wees, of om vrymoedigheid te hê om iets te doen. So, jy kan nie, ek persoonlik voel, jy kan nie eers op 7 begin van, kom ons dink nou daaraan hoe om jou te leer om braaf te wees. Self lees, 7 tot omtrent 10 jaar, maar ons stel voor, kry die boekie en begin dit vir hulle voorlees en begin vir hulle die storie te vertel. So dan is dit basies van geboorte tot omtrent 10 jaar oud. Sjoe. Het jy verskillende reekse, want ek het nog hoor jy praat van Rosie en toe jy nou hier verskillende, so het jy byvoorbeeld 'n reeks en dan jy nou byvoorbeeld 'n hassie wat jy oorskryf en dan sit nou klomp stories oor die hassies of hoe doen jy dit? Rosie is op hierdie stadium ons enigste reeks, die Rosie reeks. Dis die 3 boekies, maar dan al die ander stories is losstaande stories. Van hulle het ek al 'n opvolg voor geskryf, hy is nou nog nie gepubliseer nie. Maar ek het byvoorbeeld Terneelsie wat gaan oor 'n uil, en dan doen Driekesie draakie wat 'n baie cute draakie is. Sy's glad nie 'n evil draakie nie. Sy pappa leer om baie mooi in vlamme te blaas. So ek het 'n draakie storie en ek het 'n lama en ek het 'n meerkat en 'n hondjie. So almal van hulle is dan losstaande stories wat daar dan nog opvolg stories voor geskryf gaan word. Maar vir nou is die Rosie boekie ons enigste Rosie reeks. En dan het ons, ek dink 6 boekies vir dogtertjies vir Afrikaans en 5 vir seentjies, en dan 1 Engels, 1 vir seentjies en 2 Engels vir dogtertjies. Luister, en kan ouers jou byvoorbeeld kontak en dan vir jou vra, luister, sal jy vir my hierdie personalized storie skryf of hoe werk dit? Weet jy, daar's 'n ander maatskappy wat reeds so iets doen. So ek wil nie graag, dis hulle storie en dis hulle eers sodanig gedink. Ja, ek hoor wat jy sê. Ek wil nie graag, want ek weet die mense wil graag, maar kan jy my kind se naam die hoofkarakter maak? Ek hoor, yes. Daarvoor sê ek met liefde kontak My Stories. Hulle is baie goed daarmee. En ek meen dit hulle sien, so ondersteun hulle daarmee, maar ek het byvoorbeeld nou die dag, ek is 'n groot voorstander van, as jy nie vra nie, gaan jy nie kry nie. Ek meen, dit kan of ja of nee wees, maar imagine altyd dit is ja. So ek het 'n mamma gehad, wat, ek weet nie of iemand vir haar 'n boekie gekoop het nie, maar sy lees die storie, want nou die latere boekies wat ons uitbring, laat ek byvoorbeeld die mamma en die pappa of die ouma of iemand, laat ek 'n storie of 'n briefie vir die kind agter in die boekie skryf. So ek skryf die woord voor in die boekie, maar dan gee mamma en pappa iets wat hulle voel oor die kind se lewe skryf, word dan agterin geskryf. En die een mamma het my kontak gesê, wat kan sy doen dat haar seentjie ook 'n boekie het wat aan hom opgedra is? En ek sê vir ek weet nie, want ek doen nie dit gewoonlik nie. Sê ek vir, maar kom ons soek 'n ben en ons kyk of ons dit kan doen. En dit het eers daar gebly, ek het 'n mark in Pretoria gaan doen, en toe ek terugkom te sê ek vir Jaco, die volgende boekie wat ek uitbring, Wouter Wolfskaap, wat nou reeds gepubliseer is, het ons toe aan hom opgedra. Want dit sê, dit het vir my so gegaan oor hierdie mamma wat so graag dit vir haar seentjie wil hê. Sy het die vrymoedigheid gehad om te vra. En ek dink partykeer voel ek dit vir die Here oor ons voel van, staan my net. Ek sal ek sal enigiets vir jou doen. Ek meen, julle wat kinders het, weet tot watter eindes van die aarde jy sal gaan om iets vir jou kinders te doen wat hulle graag wil hê. So dan, dit voel my vir my mens die vrymoedigheid het om vir die Here te vra, en sy wat vrymoedigheid gehad het om vir my te vra, het ons op die ouende die boekie na seentjie opgedra, maar vir nou doen ek nie verpersoonliking van die boekies nie.
Ek hoor wat jy sê. Het julle ander produkte ook, wat julle saam met die boekies verkoop op markte of wat verkoop julle alles? Doen julle nog die software? Hoe werk dit? Ja, so Avachok gaan nog al die pad voort. Okay. Ek doen die finansies van Avachok en Jaco is voltyds daar betrokke, en dan in sy spaartyd werk hy saam met Knuffeltyd. So Avachok gaan nog voort en dan het ons die boekies en dan die knuffeldiertjies wat ons saam verkoop. Maar ek het nou vanoggend gou getel, ons het omtrent 10 mense wat kan ek seker salaris neem, maar wat op 'n gereelde basis geld by Knuffeltyd kry. So ek voel nogals redelik trots om te dink ons is 'n 4 jaar ouer maatskappy en daar's 10 mense wat op verskillende maniere geld by Knuffeltyd kry en maak en hulle eie besighede begin vestig. So ons het verskriklik baie planne van wat ons nog alles wil doen. Maar oor dit nog so effens 'n sideline besigheid is, van dinge moet maar altyd langer as wat jy gedink jy dit gaan vat. So hierdie is een van daai watch the space, there's more to come. Maar vir nou is net die boekies en die soft toys. Luister en sê vir my, nou sal jy sê dat hierdie boekies wat jy so toe begin skryf het dit jou ook gehelp? Was dit ook vir jou soos terapeuties, kan ek sê, om deur julle storie te werk? Definitief. Ek dink, soos wat ek die getuienisse van die mense begin hoor, besef ek al, kan ek nie daai verskil in my eie dogtertjie of dogtertjie se lewens maak nie. Maak ons daai verskil. Daar's 'n mamma wat byvoorbeeld by die mark waar ons julle gesien het, met Jaco, ek was nie op daai stadium daar en sy het met Jaco kom gesels en sy sê haar dogtertjie is 4 jaar oud en hulle het glad nie 'n goeie verhouding nie, want sy het daai depressie wat mens kry na jy swanger was, daar's 'n sekere manier wat jy dit noem, sy het die depressie gehad en hulle kon net nie verhouding bou nie en sy het die avonture van Rosie gekoop. Sy sê en daai aand het sy huis toe gegaan en sy het vir haar dogtertjie die boekie gelees. Sy sê vir die eerste keer in 4 jaar kon sy na haar dogtertjie kommunikeer en het haar dogtertjie vragies begin vra, maar mamma, wat beteken dit om braaf te wees? Of mamma, wat nie van en sy het die volgende dag terug en sy het al die ander boekies kom koop. So as 'n mens seker goed begin hoor, dan besef ek miskien nie die Here 'n groter prentjie in gedagte gehad nie, miskien nie hy het obviously. Maar dit is nie soos wat ek gedink dit gaan wees nie en dit het nie uitgewerk dat ek self 'n babatjie in my arms kan vashou nie. Maar die impak wat hierdie stories kan hê is baie wyer en hy weet wie nodig om dit te lees. Hy weet wat in hulle hartjies moet gebeur. So dit het definitief genesing gebring en vervulling. Ek meen ek kan nog steeds laat slaap op 'n Saterdagoggend. Ander mammas nie noodwendig kan nie. Elke oggend. Okay, jy werk ook seker in die week, maar maar ek van die huis af, ek hoef eers te ry. So, ek besef daar's voordele en daar's nadele. Ek meen nou is dit maklik om te sê ons geld is ons en ons kan die besigheid begin en ons, maar wanneer ons eendag in 'n ouer huis sit, daar is ek op hierdie stadium die tweeling emosioneel af om te sê, onthou, julle gaan vir my kom sorg. Te sê Emma nou die dag, my's reg tannie, ons het vertel die dommer en domser stories kom vertel. So ek besef, ons gaan nie daai oud word met kinders en kleinkinders gaan ons nooit beleef nie. Maar as ek net kies om die Here se hart te vertrou van wat hy in gedagte gehad het, wat sy groter prentjie is, trou ek sal hy sorg dat daar iemand is wat vir my stories kom vertel. Maar weet jy wat ook so mooi vir my van jou storie is, soos wat jy praat, het julle eintlik julle eie familie ook gevorm? Verstaan jy, en jy is eintlik soos vir jou boetie se kinders, jy's ook 'n tipe van 'n ma-figuur vir hulle, vir die inspraak wat jy in hulle lewe het. Ja, alles net te ver, wat baie hard aan. Ek hoop hulle luister hierdie. Ek het baie hard aan julle om PE te doen. Nee, dit is 'n absolute voorreg. Lindy, nou wat sal jy sê, wat die hele storie wat jy nou geloop het, vir 'n mamma wat dalk nou sukkel om swanger te raak en ook deur hierdie emosies werk van, gaan ek eendag 'n ma wees of nie? Wat
sal jy vir haar vandag sê? Dat wie jy is goed genoeg. En of jy 'n baba het en of jy nie 'n baba het nie, definieer nie jou lewe of die roeping wat die Here oor jou lewe het nie. Ek dink baie kere is dit vrouens baie moeilik om te dink hulle is genoeg. Hulle voel nie vervuld nie want hulle kon nie 'n baba gehad het nie. En ek kan nie vir jou sê vertrou die Here dit gaan uitwerk nie, want ek het hom ook vertrou en dit het nie uitgewerk soos wat ek gedink het nie. Maar mag jou hart vandag hoor dat die Here het 'n plan met jou lewe. Dit is dalk nie soos wat jy gedink het dit gaan lyk nie, maar vertrou sy hart en weet dat wie jy is goed genoeg. Dit maak jou nie minder van 'n ma om nie 'n fisiese ma te wees nie. Yes. Oh, beautiful. Waar kan mense hierdie boekies in die hande kry? As hulle met jou in kontak wil tree of hulle wil, hoe kan hulle die boekies in die hande kry? Knuffeltyd.co.za is ons webwerf. En as jy knuffeltyd is 'n Nederlandse woord wat beteken 'n drukkie of 'n sagte speelding. So as jy vergeet dat dit knuffeltyd is, dink aan die Afrikaans van Cuddletime. Cuddletime is maklik om te onthou, maar knuffeltyd.co.za is al ons produkte wat ons tans beskikbaar het of andersins welkom net my WhatsApp ook te stuur. En ja, dan baie van die ouer oumas is van hulle verstaan nie hierdie rekenaar goed van hoe met hulle rekenaar geld gee nie. So ek help met liefde. As jy my WhatsApp stuur, om dit te kan doen. Wil jy jou nommer vir hulle gee waar hulle jou kan WhatsApp? Okay. Dis 083 287 0528. Ek gaan hom net herhaal want mens is nooit dadelik 'n pen. 083 287 0528. Kan julle direk met my kontak maak. Och jene. Is daar nog so laaste getuienis of 'n storie wat jy wil vir ons vertel? Ek dink die een ding wat ek dalk wel net wil sê is, ek besef ek het hierdie absolute voorreg gehad om hierdie gesprek met jou te hê en mense sit en ons sê altyd vir mense, die feit dat ons die kinders het, nie maak natuurlik dat ons alles weet. Want ek weet nie hoe dit is om net 3 ure slaap in die aand te kry nie. Maar in dit wil ek graag sê, ek besef dit is moeilik. Ek besef baie kere is mens net in oorlewing en jy dink deur te werk en jou kinders so goed as moontlik te voorsien van wat hulle nodig het, is die belangrikste. Maar ek wil rarig is die beroep, wat is die woord toch nou, op almal doen van om staan stil, koop die tyd uit, kyk in jou kind se oë, besef die kwaliteit tyd wat jy met hulle kan hê, en al wat hulle regtig nodig het, is ons liefde en ons aandag, en dit is genoeg. Ek sê altyd vir die paartjies wat ons trou, onthou die belangrikste vir jou kinders, is dat julle gelukkig getroud is. So, saam met hierdie my preek wat ek nou hier gee aan die einde, wil ek sê, moenie uitmis om tydjies saam met mekaar uit te koop as man en vrou nie. Want as 'n mamma en pappa ongelukkig is, kom die kinders dit agter. So soveel as wat jy probeer om tyd te maak vir jou kinders, maak tyd vir mekaar. Want die impak is baie groter op jou kinders as wat jy besef. Ons wat buitestanders is en inkyk, sien, soos wat jy ook nou gesê het, sien hierdie dinge baie makliker raak, want ons is nie self in dit nie. Maar miskien wil ek net vandag sê, koop haar tyd uit en kry jou kind ekstra vanaand. Kom namens my ook. Geef hulle ekstra drukkie en besef net wat se voorreg dit is om kinders te kan hê. Ja. Dit is so waar wat jy sê, want weet jy wat jy gaan ook nou deur verskillende stages, nee, en net hierdie week praat ek met my oudste seun. Hy's nou Desember getroud. En ons begin praat oor kinders kry en so aan en ek begin toe in detail van, want ons praat nou van die struggles, en ek begin toe vir hom te vertel, hoe is dit met klein kindertjies, klein babietjies, en ek weet op 'n stadium, nou sit ek met hom, en hy was, weet hy, maar baie koliek gehad en so aan, en jy slaap met, jy voel nie lekker nie, jy voel oorweldig, en dink ek, gaan van my kop afraak, en dan dink ek het aan my niggie, wat 'n tweeling gehad het, en toe 3 ligge dan, en daai goed nie, dit is net soos, dis
buite jouself. Soos jy sê, daar's positief en daar's negatief, maar ook in die begin is dit so struggle en dan is dit so waar wat jy sê. En dit het ek geleer ook met my derde ene is net to be in that moment. Want mense is so oorweldig met die moeg en soos jy ook praat van die blues, die baby blues, maar ek hoor dit sê is die baby blues. Ek sê dis fatigue, want jy kry die slaap nie. Nou obvious gaan jy depressief en die lanke voel nie. Maar die lank en die kort is op die ouende om dit te waardeer, soos jy sê, want hoeveel het daai begeerte soos julle en en dan kyk ek ook na ouers wat hulle kinders is vir hulle amper 'n irritasie wil ek sê, of hulle weet en hulle gee nie aandag nie en jy kan regtig daai neglect sien en daai emotional behoefte by daai kinders en dit is so van laat ons ouers net nooit op 'n plek kom wat ons so besig is met die lewe dat ons kinders verloor nie. Ja, dat jy dit so as vanselfsprekend sien en as van, dit was nou net the next thing to do, ek is nou getroud, dan moet ons high school, dan moet ons kinders kry, en dit is so maklik, want dit is net wat volgende gebeur. Ek wil vandag sê, dit is nie so maklik nie. So, waardeer dit, en koop al tyd uit, Ek besef jy is moeg, ek besef toch nie hoe moeg nie. Ek besef jy is moeg. Maar geniet dit en besef dit is 'n gawe en 'n voorreg wat jy het. En dit is 'n wonderwerk. Elke keer as iemand swanger sê, jy besef nie wat 'n wonderwerk dit is. Verseker. Dit is 'n wonderwerk, Luister maar, ek wil net vir jou sê baie dankie dat jy vanoggend jou storie met ons gedeel het en ek weet dit gaan vir iemand iets beteken, want hoeveel meisies of jong mamas sukkel om swanger te raak deesdae nie en die teleurstelling met dit en baie is so seer gemaak uit dit uit dat hulle eintlik ook half hulle verhouding met die Here skadelyn nou natuurlik soos jy nou nog gesê het want mens is kwaad en mens het ook hierdie vrae Here hoekom kan U nie dit vir my gee nie maar dankie vir jou mooi storie om te wys uit die seer kom gee die Here vir jou hierdie ongelooflike bediening en hoe jy nou ander mammas eintlik kan bedien. Dankie. Dit was 'n absolute voorreg. Dankie vir die geleentheid wat ek gehad het om dit te doen. En goeie moed mammas. Ek sien uit om jou volgende reeks te sien en jou volgende boekies. Baie dankie. En sterkte met dit en mag die Here net julle maatskappy ook van sterkte en van krag tot krag vat met die bediening wat jy het. Dankie. Baie dankie en mooi geseënde dag daar ook. Ag, Pretoria. Dankie Lindy. Ons gaan net so vinnige breek vat en dan gaan ek net afeindig. En what amazing story. So ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ek wil net hierdie program afeindig en net wat 'n wonderlike storie en hoe die Here iemand se seer, die seerste seer kan vat en dit omdraai in 'n bediening. Ons kan nie altyd ons omstandighede kies of dinge wat met ons gebeur in hierdie lewe nie. Maar mag ons soos Dawid kies om eerder na die Here toe te hardloop met ons seer en sy leiding te volg na genesing en oorwinning as wat mens weghardloop en kwaad is vir die Here. Soos Psalm 147 vir ons sê, en ek wil net vir ons so 2 versies lees uit Psalm 147 en dis vers 3. Vers 3 sê vir ons, He heals the broken-hearted and bind up their wounds, carrying their pains and their sorrows. En dan gaan hy verder in vers 6 en hy sê, The Lord lift up the humble and the downtrodden. So solank ons seer en ons laste vir die Here gee en na hom toe bring, kan ons alleenlik opstaan uit daai seerheid in oorwinning. En kan die Here ons die vermoë gee om hierdie las of hierdie swaar ding wat ons dalk beleef in ons lewe, teleurstellings, soos ek sê, dinge werk nie altyd uit soos wat ons dink dit gaan uitwerk nie. En in dit, as ons net ons uitkyk kan verander,
en te sien wat reg voor ons is en dat ons dit kan gebruik, soos hier gebruik Lindy nou die geleentheid, sy kan nie 'n mamma wees vir haar eie kinders nie, maar sy kan 'n stem wees vir ander kindertjies, en hoe mooi storie is dit, hoe sy ook verduidelik het van Rosie, en die bemoediging wat sy vir haar kon gee om net braaf te wees. So volgende week het ons nou nog 'n mamma wat vir ons haar storie gaan vertel, en dis Cherise Roux. Julle kan gerus weer kom inloer, luister, maak 'n date, julle wil haar storie hoor. Dit is ongelooflik, en die is spesifiek vir julle dames wat deur seer gegaan het, of deur 'n miskraam gegaan het, of sukkel om swanger te raak. En soos Lindy ook sê, dit definieer nie wie jy is nie. Die Here het nog steeds 'n roeping, 'n plan en 'n roeping vir jou lewe. En mag ons net in ons seer en ons teleurstelling sê, Here, ek kan nie die op my eie doen nie, maar ek weet U gaan my die vermoë gee om hierdeur te werk. So as jy dalk 'n paar van die vorige stories ook wil luister, of van ons vorige reekse wil opvang, is jy welkom om te gaan loer op my website. Dit is yourdestiny.org.za. En nou op hom gaan jy sien, is daar hartklank programme, daar's ander aanlyn reekse wat jy ook daar kan volg, maar al die hartklankprogramme, die podcast is onder een plekkie waar jy op die een page wat jy net kan gaan kyk, en dan kan jy dit sommer direk op YouTube gaan luister. As jy ook net wil opvolg en net weet, ons volg op Facebook om seker te maak jy mis nie die programme nie, kan jy gaan loer by Your Destiny op Facebook, en daar kan jy ons ook follow, en dan kan jy ook sien die volgende programme wat gaan kom, en daar laai ek ook van die vorige programme baie keer op, wat ons al reeds uitgesaai het. Dit was so 'n voorreg en so lekker weer om saam met julle te kuier. Ek sien uit om weer volgende week saam met julle hierso by Tussen Koffie en Genade elke woensdagoggend van 9 tot 11 te kuier. Mag julle 'n geseënde, wonderlike oggend verder hê. Totsiens.